Goeiemôre aan al die Heartbeat FM luisteraars en ook die kykers van YouTube van Oudtshoorn Park. Ons gaan vanoggend stil staan by die tema van konformeer of transformeer. Kom ons buig net ons hoofde, want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. Ek wil graag vanoggend stil staan by 'n paar verse. Eerstens Romeine 12 vers 1 en 2. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. En dan wil ek ook Romeine 8 vers 29 lees, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruitbestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En ook Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. As ons na hierdie verse luister, dan wil ek vanoggend vir jou vra, wat is die manier waarop jy die Here eer? Ons sê maklik, ons eer die Here. Ek weet in die erediens, dit is 'n erediens. Ons is hier om die Here te eer. En in hierdie tydjie wat hier saam is, eer ons hom. Maar hoe eer jy die Here as jy, kom ons sê, van maandag tot Saterdag? Wat beteken dit as ek wil sê ek wil die Here eer? Kom ons kyk na hierdie verse wat ons gelees het. Hierdie gedeelte in Romeine 11, die laaste vers, is wat ek nou aangehaal het in die gebed in die begin. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Paulus het in die eerste 11 hoofstukke van Romeine, het hy vir ons eintlik die, wat ons maar altyd van gepraat het, die heilsorde gegee. Met ander woorde, dat God ons roep, dat hy ons roep tot bekering, dat hy ons help om te glo, dat hy ons regverdig maak, dat hy ons heilig maak, en dat hy ons laat volhard. Dit is die pad wat 'n kind van God stap. Nou het hy dit uitgelê, en nou sê hy, nadat hy dit uitgelê het,
kom sê hy broers, bedoel ook susters, bedoel hierso elkeen wat hierdie heilsweg stap. Elkeen wat aan die Here behoort. Hy sê broers, op grond van die barmhartigheid van God, wat hy op hierdie manier aan jou bewys het, roep ek jou dus nou op, om jou liggaam beskikbaar te stel, as 'n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik is. En dan by die tweede vers kom dit dan, as ek dan vra hoe kan ek hierdie doen? Wat is 'n sinvolle godsdiens? Dan sê hy, julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Nou, hierdie woord gelykvormig, dis nie 'n woord wat ons elke dag gebruik nie. En as 'n mens mooi gaan kyk na die Grieks daarvan, dit is schematizo, is die Griekse woord, en ons kan dit vertaal met konformeer, of om in te val by, om te doen soos ander. So wat hy hier sê, is eintlik, julle moet nie met hierdie wêreld konformeer nie. Wat beteken konformeer? In kort sou ons sê, dit is om soos ander mense te word. Of om soos ander mense te doen. 'n goeie voorbeeld is byvoorbeeld in die weermag. Jy kom daarin en of jy wil of nie, jy word gedwing om te konformeer. Jy moet maak soos daar vir jou gesê word. As jy nie maak soos daar vir jou gesê word nie, het jy moeilikheid. So, jy leer baie gou om te konformeer. Maar dit beteken nie, jou hart het verander nie. Dit beteken nie, jy doen nou al hierdie dinge, omdat jy dit wil doen nie. Jy moet konformeer, anders het jy moeilikheid. Maar ons het eintlik so groot geword. Ons hele skoolstelsel was so dat jy word van kleins af geleer om te konformeer. Jy moet inval. Jy moet doen soos wat daar vir jou gesê word, jy moet doen. Of wat jy later glo van jou verwag word. Ons kry ook, ons tieners, as julle in 'n groep is, en die groep maak 'n ding, en jy dink miskien nie dit is so goed nie, maar as jy dit nie doen nie, dan gaan jy uitwees. En dan konformeer jy. Dan gaan doen jy goed wat jy eintlik in jou hart weet verkeerd is. Maar jy wil nie uitgesluit wees nie. Dan konformeer jy. Die gevaarpunt vir my het gekom, vir baie jare het die kerk ook mense laat konformeer. Ek dink dit gebeur nog steeds. Ek dink maar aan jare terug toe John Foster eerste minister was. Sy broer was Dr. Koot Foster, wat op daai stadium die moderator van die algemene synode in die NG Kerk was. En wat gebeur het as, en ons het altyd maar bietjie daarmee gespot, as Koot Foster sê iets,
En dan sê John Foster, ek glo. So, dit is hoe ons geleer het. Ek moet konformeer met wat iemand met hoër gesag sê. En nou het ons ook so gewoond geraak, ons gebruik baie keer die Bybel ook so. Die woord sê so ek moet konformeer daarmee. Ek moet inval daarby. Beteken nie my hart is daarin nie. Ons sien dit met jong mense wat belydenis van geloof aflê. Verskillende kerke doen dit op verskillende maniere. Die kerk wat ek ken doen dit so. Die jong mense, as hulle gewoonlik hier in graad 11 is, vroeër jare standaard 9, dan kom hulle almal in die belydenisklas waar die dominee hulle voorberei om belydenis van geloof af te lê. Ek persoonlik het in my tyd wat ek hierdie klasse gehad het, baie hard gewerk dat elke kind ten minste 'n belydenis maak dat hy of sy Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker. Maar wat vir my hartseer is, al hierdie kinders met wie ek 'n pad geloop het en hierdie belydenis gemaak het, 'n jaar of 2 en hulle verdwyn. Hulle konformeer aan die wêreld. Hoekom? Hulle het dan nou hierdie belydenis gemaak. Wat ek besef, is hulle het gekonformeer. En dit beteken nie jy is getransformeer nie. En as ons nou mooi na hierdie vers 2 kyk, dan sien ons, daar staan, julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, ons kan dan dit nou vertaal, julle moet nie met hierdie wêreld konformeer nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Nou die woord wat hier gebruik word in die Grieks is metamorfo. Nou ons ken die woord metamorfose. En dit laat ons dadelik dink aan wat ons kry met jy kry 'n vlinder. 'n Vlinder lê 'n eiertjie. Die eiertjie broei uit en daar kom 'n wurm uit. En na tyd spin die wurm hom toe in 'n papie en dan as die papie uitkom is dit 'n vlinder. Nou daai proses noem ons metamorfose. Dis 'n wurmpie wat in die kokon ingaan en is 'n vlinder wat uitkom. Daar's 'n wesenlike verandering. Dit is nie maar net die wurmpie wat nou beter lyk as hy uitkom nie. Dit is 'n totale verandering. Dit is wat metamorfose is. Nou, die Grieks wat hier vir die woord maar verander word gebruik is hierdie woord. En ons kan dit dan ook in Afrikaans sê, maar transformasie of transformeer beteken. So ek sal dan nou daardie tweede vers van Romeine 12 vertaal. Julle moet nie met hierdie wêreld konformeer nie, maar getransformeer word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So, wat die Here van ons vra, is nie konformasie nie. En my probleem is dat ek dink, en dis my diepe kommer in my hart,
En dis waarom ek vanoggend ook vir jou mooi wil verduidelik. Konformasie is nie transformasie. Transformasie vind plaas as die Heilige Gees in jou hart kom en jou totaal verander. Jy word letterlik 'n nuwe mens. Jy val nie maar net in by wat van jou gevra word nie. Want baie mense voel ek, of dis my aanvoeling, ek wil niemand oordeel nie, maar my aanvoeling is baie van ons lidmate het net gekonformeer en konformeer dalk nog tot vandag toe met die gebruike van ons kerk of van jou kerk waar jy ook al aanbid, jy konformeer met daai gebruike. En wat meer is, dan kritiseer ons ander kerke wat ander gewoontes en ander gebruike het. Maar dit is konformasie. Dis nie transformasie nie. Transformasie, soos ek nou gesê het, is dat die Heilige Gees in jou hart kom en hy bring 'n radikale verandering. Wat is die verandering, sê hierdie vers? Hierdie vers sê die vernuwing van julle denke. Julle denke word verander. Dit wat jy vroeër geglo het, verander. Ja, sê jy, ek het geglo dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Maar as die Heilige Gees inkom, dan glo jy op 'n ander manier. Jy weet dat jy weet die binne in jou, Jesus het vir my betaal. Ek het tot 'n berou van my sonde gekom, 'n veragtige berou, nie net 'n jammer voel nie, 'n berou wat deur die Heilige Gees in jou hart gewerk is. Dit is transformasie. En dit hou nie op nie. Hierdie proses gaan aan tot ons die dag ons kop neerlê. Vir elke gelowige is dit nodig dat daar dag na dag in jou lewe transformasie plaasvind. Dat goed wat jy nog altyd gedink reg is, die Here se Gees net in jou hart kom werk en dit verander. Dit is 'n totale verandering van jou denke. Dit is transformasie. Hoekom? Sodat jy goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So, dit is belangrik, want die Here wil hê, jy moet groei. Jy moet elke dag beter kan onderskei wat regtig goed is. Beteken baie keer dat wat ek nog gister gedink goed is, en regtig geglo dit is goed, vandag besef maar, dit is eintlik nie goed nie. Dit moet vir God aanneemlik wees, nie vir ander mense nie. Goed kan vir baie mense aanneemlik is, dan is dit nie vir God aanneemlik nie. Of mense kan goed verwerp, maar dan is dit nie God wat dit doen nie. Dit moet by God aanneemlik wees. En ons moet by die volmaakte wil van God kom. En nou weet ons, in hierdie lewe gaan ons nie daar kom nie. Nou kom ons terug by wat is die doel, waarheen gaan ons? Nou wil ek na Romeine 8 vers 29 gaan. Want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word.
Nou hierdie woord gelykvormig is 'n ander Griekse woord as wat ons daar in Romeine, wat ons in Romeine 12 kry, wat ook vertaal is met gelykvormig. Hier is die woord gebruik zoomorphos. Nou, zoomorphos, ons sal sien die basiese kern van die woord is morfo. Metamorfose, zoomorphos het almal die basiese kernwoord wat transformeer beteken, wat verander word. En as ons dit nou so sien, dan sal ons hier kan vertaal Romeine 8 vers 29, want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit getransformeer na die beeld van sy seun. Hoor jy? Hierdie is geweldig. Die Here wil jou, soos jy vanoggend daar sit of staan, hy wil jou transformeer tot die beeld van sy seun. Dit is God se doel met jou. Hy wil jou so verander, dat so transformeer. Kom ons gebruik maar die beeld dan van 'n wurm na 'n vlinder. Hy wil daai alles wat wurm is in jou lewe wil hy uitvat. En hy wil jou 'n volle vlinder maak. 'n Pragtige skoenlapper. Dis wat hy wil doen. Hy wil jou by daai volmaakte wil van God word, sodat jy die beeld van sy seun kan uitstraal. En nou kom ons terug dan by vers 1 van Romeine 12. Hoe doen die Here dit nou? Daarom sê hier, broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle. Nou daai woord wat Paulus daar gebruik vir roep, kan ons eintlik vertaal met smeek. Paulus sê, eintlik ek smeek julle dus nou, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer, wat lewend en heilig is. Hy wil jou transformeer, en daarom moet jy jou liggaam beskikbaar stel. En nou moet ons sien hier, as Paulus die offer hier gebruik, dan praat hy ook hier met mense wat nou gewoond is aan die Ou Testamentiese offers wat gebring is. Ons weet, mense moes 'n lammetjie of 'n ander offer bring, en dit moes 'n volmaakte lammetjie gewees het, wat gebring word om geoffer te word vir iemand se skuld. Intussen het Jesus Christus homself as die offer gebring, wat vir ons hierdie transformasie moontlik maak, sodat ons vergewe kan word. En nou kom sê Paulus, eintlik soos Jesus homself geoffer het, moet jy nou ook jouself offer. En dit bring ons by Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig. Ek wil nou die beeld gebruik, as ek my liggaam as 'n offer gee, kom ons sê in ons omgewing vandag weet ons wat is 'n operasietafel. Dis om op die operasietafel te gaan lê, oop daar voor die Here, sodat sy woord kan inkom. Hier staan, sy woord is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en mark. Ek moet daar op daai tafel kom lê, dat God met sy operasiemes kan kom
en tussen my gees en my siel kan insny en kan verander. Wat ons nou hier moet verstaan, ons weet mos die woord sê ons is gees, siel en liggaam. Die dag toe die Here vir my siel my gees getransformeer het my gees onmiddellik totaal verander, is totaal nuut gemaak, is 'n nuwe mens. Maar my siel is nog nie daar nie, en as ons dan vertaal, my siel is met ander woorde my gedagtes, my gevoelens en my dade. Dit vorm saam my siel. Nou sê, as ek dan wil die aanvanklike transformasie, as ek die Here ontmoet as my saligmaker, dan word my gees getransformeer. Maar dit wat in my gees gebeur het, moet nou deurwerk in my sielsarea, in my gevoelens, in my denke en in my dade. En hierdie woord van God is lewendig en kragtig. Nou wat baie interessant is, as wanneer hier gesê word, want die woord van God, verwys dit nie hier na die Bybel nie. Dit is eintlik 'n aktiewe betekenis hierso. Dit gaan hierso, wanneer God met my praat. Nou die vernaamste manier wat hy met my praat, is deur die Bybel, sy woord, soos ons dit ken. Dis waar. Maar die feit dat ek die woord lees, beteken nog nie God het met my gepraat nie. Ek kan hoofstukke en hoofstukke lees sonder dat God met my praat. Trouwens, ek kan teologie beoefen, ek kan grade hê in teologie en alles bestudeer het in die woord van God, dan beteken dit nog nie God het met my gepraat nie. So as ek op daai operasietafel lê, dan praat God, dan is dit soos daai mes wat insny. En hy is lewend en kragtig. As God met my praat, in my siel in praat, waarborg ek jou, daar vind verandering plaas, daar vind transformasie plaas. En dis waarvoor in God staan gereed, hy wil dit met ons doen. Maar ons is oppervlakkig. Ons gaan lê nie op die operasietafel nie, ons hardloop weg vir die operasietafel. En ek kry allerlei verskonings hoekom ek nie daar wil gaan lê nie. Want ek wil nie die pyn wat sonde in my lewe ingebring het, ek wil dit nie face nie. Transformasie gebeur as God met my praat. Hy doen dit deur sy woord, maar hy doen dit ook op ander maniere. Hy praat in my gees, as ek net wil luister. As ek nie op die operasietafel gaan lê nie, dan is ek net besig om te konformeer. En dis nie transformasie nie. Ek het begin met die vraag, hoe eer jy die Here? Jy eer die Here as jy op die operasietafel gaan lê. En sê, Here, kom transformeer my. Vernuwe my denke. Genees my emosies. Heilig my gedrag.
Dit is 'n werk wat die Heilige Gees doen. Dis nie ek wat so hard moet werk om te konformeer nie. Baie mense werk vreeslik hard om te konformeer. Ek gebruik een voorbeeld. Ek sê ek het 'n moeilike humeur. En nou werk ek al harder en harder daaraan om nie my humeur te verloor nie. Ek kry dalk 'n klomp strategieë. Ek kry sielkundige behandeling dat ek my humeur kan beheer. Om op die operasietafel te gaan lê beteken, Here, hier is ek voor U. Ek kan nie my humeur beheer nie. Kom deur U Gees en sny in tussen siel en gees. Ek bid dat U die verandering bring en God sal die transformasie bring. Is jy gelukkig om maar net te konformeer? Of wil jy getransformeer word? Amen. O Here, ons dankie dat U God is wat in ons lewens ingryp. Ja Here, dat U so getrou is. U wil ons lewens transformeer. Here, ek bid dat U ons sal help. Dat ons nie langer tevrede is met konformasie nie. In ons kerke, oral. Maar dat ons transformasie soek. Dit wat U Heilige Gees doen. Gee ons die wysheid en insig om dit te doen. Help ons om op U operasietafel te gaan lê. Ek vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.